Baie welkom aan elkeen wat weer ingeskakel is by ons Breek die Woord. Mag jy weet dat die Here jou ook op hierdie manier kom ontmoet, vir jou meer wil kom leer oor wie hy is, ook deur sy woord. Mag jy vir 'n oomblik sommer net iewers een kant toe gaan, iewers gaan stil word en saam luister na dit wat hy ook deur die skrif vir jou wil kom openbaar vandag. Soos baie van julle bewus is ons besig met die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons het reeds na die eerste 8 artikels van die Nederlandse geloofsbelijdenis gekyk, verlede week gekyk na wat dit beteken wanneer ons sê God is 3 in 1. En hierdie week kyk ons spesifiek dan nou na artikel 9 wat getuig daaroor dat die skrif vir ons ook uitkom wys en getuig daarvan van God wat drie-enig is. Dit sê spesifiek skrifgetuienis oor die leer van die drie-eenheid. Mag jy sommer net beleef hoe die Here jou kom ontmoet hierin ook. Kom ontmoet deur sy woord. Ons gaan 2 gedeeltes saam lees om ons te help om hierdie artikel ook beter te verstaan, om hierdie artikel te bevestig ook. En hierdie 2 gedeeltes is Genesis 1 vers 26 en 27 en dan gaan ons ook saam kyk na 1 Johannes 5 vers 6 tot 8. Mag jy hierdeur sommer net beleef hoe die skrif ook getuig van God wat Vader, Seun en Heilige Gees is. En mag jy dit ook in jou hart saam met jou dra, nie net vandag nie, maar ook in dit wat ook voorlê. Maar voordat ons saam gaan lees hierdie 2 gedeeltes, kom ons bid net eers saam en vra vir die Here se leiding ook hierin. Onse Here en Hemelse Vader, dankie dat ons voor U kan kom stil word. Dankie dat ons kan weet U is die God wat ons in U volheid ook ontmoet. Dankie dat U aan die kruis U volheid vir ons kom uitstort het, U liefde, U genade, U vrede, Here. Here, in hierdie wêreld waar daar soveel chaos is, waar daar baie keer ander dinge gekies word, bo U vrede. Baie ander dinge gekies word, bo U liefde. Here, bid ons regtig vandag ook in die besonder, dat U vir ons sal kom aanraak, sodat ons die verskil kan gaan wees in hierdie wêreld. Sodat ons dit kan wees wat ander mense sien en laat besef, dat U werkend is. Nie net in die wêreld nie, maar ook deur elkeen van ons. Dankie dat ons kan weet, al is ons nie van hierdie wêreld nie, gebruik U ons steeds in hierdie wêreld en wil U hê dat ons getuies moet wees van die groot naam, Here. Dankie vir U kruis, Here, en dankie dat dit is waarin ons elke liewe dag ook voortleef, maar meer as dit, elke liewe dag kan voortleef in die oorwinning wat U daardeur vir ons elkeen behaal het. Help dat ons nooit daarvan sal vergeet nie, nooit daarvan sal afwyk nie, en dankie vir U woord wat vir ons oopgebreek word op hierdie manier ook, waardeur ons soveel meer van U kan leer, Here, en soveel nader in 'n verhouding met U ook kan leef. Mag dit ook so wees, die 2 gedeeltes wat ons gaan saam lees uit Genesis 1 uit vandag en 1 Johannes 5 uit, mag ons regtig hoor hoe U daardeur ook met ons elkeen spreek, en mag ons daardeur ook meer leer van wie U is. Ons bid dit alles in U naam alleen, en ons is baie lief vir U. Amen. Ons lees in Genesis 1 vers 26 tot 27 die volgende. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die magdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. En dan lees ek vir ons ook 1 Johannes 5 van vers 6 tot 8 wat sê, die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus, nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed, en die 3 se getuienis stem ooreen. Ek wil sommer net ook die 1933-53 vertaling van 1 Johannes 5 vers 6 tot 8 vir ons lees, wat 'n invoeging wat in die Vulgaatteks voorkom, dan nou ook hier vertaal. Luister hoe mooi, dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is in eensstemming. So mooi wat dit hierdie uitlig van in die hemel wat getuig word, op die aarde wat getuig word. Tot sover ons skriflesing dan vandag. Van die begin af was God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees reeds daar gewees. Reeds in Genesis 1 getuig God, kom ons maak
die mens as ons verteenwoordiger. Man en vrou, as ons beeld. Ek en jy is God se verteenwoordigers, is sy beeld in hierdie skepping. En daardie beeld is 'n wonderlike beeld. Daardie beeld is 'n beeld van liefde, genade, van vrede. Daardie beeld is 'n beeld van oorwinning. En alhoewel die Ou Testament nie altyd vir ons so duidelik is oor die 3 persone van God nie, dat dit wel 3 persone is nie, is dit nodig vir ons juis om die Nuwe Testament saam met die Ou Testament te lees, omdat dit vir ons dit ook duideliker maak en baie van die Ou Testament tekste ook in vervulling bring deur die Here Jesus Christus. Daarom is dit nodig dat ons die Ou Testament, Nuwe Testament saam moet lees en nie apart moet lees nie. Daar is soveel tekste in die Ou Testament wat getuig daarvan dat God Vader, Seun, Heilige Gees is. Daar is soveel tekste in die Nuwe Testament wat getuig daarvan dat God Vader, Seun, Heilige Gees is. Maar die Nuwe Testament maak dit net vir ons soveel duideliker, omdat die Nuwe Testament ook getuig van die woord wat vlees kom word, het fisies vir my en vir jou kom woon het, tussen ons kom woon het. Dit maak my en jou getuienis ook soveel wonderliker. Ons getuig nie net van iets, 'n fantasie of iets wat ons maar net indink nie. Ons getuig van 'n waarheid, iets wat werklik gebeur het. Iets wat 'n sekerheid is in elkeen van ons harte, as gevolg van die Heilige Gees, as gevolg van dit wat Jesus Christus aan die kruis ook kom doen het, as gevolg van sy opstanding wat die oorwinning vir elkeen van ons ook kom moontlik maak het. En daarin kan ons elke liewe dag leef as sy getuienis, hierdie opdrag wat ons ontvang het om uit te gaan en disippels vir hom ook te maak. En wanneer ons dit getuig, dan getuig ons as God, van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dan getuig ons saam met die skrif van God drie-enig. Mag jy weet dat die drie-enige God in sy volheid ook saam met jou op hierdie manier gaan. Dat jy deur sy skrif van begin tot einde die drie-enige God ontmoet. Dat dit nie net God die Vader, God die Seun of God die Heilige Gees is nie, maar dat dit al drie is wat ons ook deur sy woord ontmoet. En mag jy weet dat dit daardeur is wat ons ook in 'n dieper verhouding met hom kan leef, wanneer ons hom in sy volheid beter leer ken. Mag jy weet dat die drie-enige God altyd perfek saam met jou is en vir jou die krag sal gee om dit te doen wat hy ook geroep het voor om te doen. Kom ons sit net so, kom ons reageer op hierdie wonderlike boodskap deur die volgende lied, Vader, Seun, Heilige Gees, ook saam te sing. Uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die krag, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Mag jy weet dat die drie-enige God van die begin af reeds daar was, dat hy steeds saam met jou teenwoordig is, en vir altyd ook daar sal wees, dat jy saam met hom, as sy kind, ook vir ewig sal voortleef. En mag jy weet, dat hy ook saam met jou gaan, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in sy volheid, dat hy saam met jou is, voor jou is, agter jou is, langs jou is, onder jou is, bo jou is,
oral rondom jou is, om jou te lei en jou te bewaar. Amen.